Goeiemôre. Dit is maandagoggend, 3 November 2025 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek wil julle graag aanmoedig, die wat nog nie subscribe by die kanaal nie, om die subscribe knoppie te druk, die like knoppie te druk, die share knoppie, sodat ons die algoritme kan mobiliseer om hierdie kanaal verder en wyer te adverteer. Stuur dit gerus aan almal wat julle weet en moedig hulle aan om deel te raak van die kanaal. Nou ja, ek dink almal was seker nie geskok nie, maar redelik verbaas toe die sogenaamde Afrikaner groep van 44 skielik hier uit die bloute uit ontpop en 'n verklaring aflê. 'n Verklaring dat die sogenaamde nie in ons naam nie verklaring wat uitgereik is onder leiding van Kopdoek Kroukamp, maar ergens moes dit beginne het. En ons weet dat hierdie verklaring was verwelkom deur Pinocchio, dit was verwelkom deur die ANC, dit was verwelkom deur DIRCO, dis die Departement van Internasionale Betrekkinge. Dit is deur die EFF verwelkom dat hierdie groep nou na vore gekom het, en dit nadat hulle ook uitgevind het of 'n mediaverklaring afgelê het vir die hoofstroom media in Amerika. So hierdie ding het ergens sy ontstaan gehad. Dit het nou aan die lig gekom dat ene Karen Burger, 'n skewe tante wat soos 'n man lyk, wat al 40 jaar vir die staatsdiens werk. Sy was onder andere gewerk in die ambassade in Amerika en sy is tans 'n direkteur by die Departement van Openbare Betrekkinge of Internasionale Betrekkinge. Met ander woorde DIRCO. Sy is die een wat blykbaar agter hierdie projek gesit het. Sy het 'n e-pos uitgestuur aan mense wat sy gedink het voel soos sy, en in hierdie e-pos het sy die gedagte geopper dat hulle 'n teenverklaring moet uitwerk dat randgroeperinge soos AfriForum en Solidariteit nie namens hulle oor Afrikaners kan praat nie. Hierdie ding het verder uitgekring, weier uitgekring, en Piet Kopdoek Kroukamp beweer hy is eintlik die leier van hierdie groep wat alles begin het, maar daar is nou genoeg bewyse op 'n WhatsApp boodskap dat hierdie ding eintlik georkestreer was vanaf die Departement van Internasionale Betrekkinge af. Alhoewel hulle ontken dat hulle daarbey betrokke was, is hierdie Karen Burger direk daarbey betrokke en het Piet Kroukamp Kopdoek het hy eintlik net die ding verder gedryf. En hy raak natuurlik woedend as daar gesê word dat hierdie hele projek, hierdie hele 44 nie in ons naam nie verklaring wat deur die 44 Afrikaners, sogenaamde Afrikaners uitgereik is, dat dit ter ondersteuning van die ANC en die regering van die dag gedoen is. Maar jy kan nie iets anders aflei nie, want dit wat jy daar sien is daar. Dit het gebeur so en dit is presies wat besig is om nou al groter en groter uit te kring. Prominente figure wat se name ook op die lys was, soos professor Louise van Ryn, sy het haar naam laat verwyder van hierdie lys af, alhoewel sy nog steeds op die WhatsApp groep sê sy ondersteun die inisiatief, maar sy wil nie haar naam op 'n lys hê nie. En dan die omstrede joernalis daar by News24, Pieter de Tooy, het sy naam ook laat verwyder. Maar hy ondersteun nog steeds die gedagte van dit wat daar plaasvind en dit wat besig is om daar te gebeur. Dis interessant dat Kopdoek Kroukamp albei menigmale gesê het
Hy assosieer nie met Afrikanerskap nie. Hy's nie deel van daai groeperings nie. Hy is nie hy wil nie 'n Afrikaner genoem word nie. En tog, hier staan hy op en sê hy, maar hy het eintlik die ding geïnisieer as Afrikaner. Nou, dit strook mosie en dit klop mosie. Dit sê mos vir jou, dis 'n projek wat hier geloods is om die aksie van Donald Trump teen te staan. En te sê dat dit wat Donald Trump beweer, dat daar volksmoord gepleeg word op die boere tydens plaasaanvalle en plaasmoorde, wat hulle nou die teenvoeter daarvan wil probeer daar plaas. Natuurlik, ook omdat daar so baie Suid-Afrikaners nou as gevolg van die Trump-inisiatief vertrek Amerika toe om daar te gaan vestig. Ons sien dan ook dat die Trump-regering het nou hulle perk vir immigrante in Suid-Afrika of in Amerika het hulle nou verminder van ongeveer 125,000 per jaar, het hulle dit nou verminder na 7,500 toe en dis hoofsaaklik geoormerk om Afrikaner boere in Amerika te vestig of dan mense van Europese afkoms ongeag watter taal hulle praat. Kan Afrikaans praat, kan Engels praat, seker Portugees ook, maak nie saak nie. Solank hulle geraak was deur die aksies van die ANC-regering, sal hulle welkom wees daar. Nou, dis vir ons baie duidelik dat hier 'n doelbewuste poging vanaf die ANC-regering se kant af gekom om hierdie hele Donald Trump aksie teen te staan. Te sê, maar Donald Trump, jou afleiding oor die situasie in Suid-Afrika is verkeerd. Hier is die regte Afrikaners wat die regte bewyse voorlê. Dit is die invloedryke mense, die mense wat opinies maak, wat klas gee aan universiteit, prominente Afrikaners en al sulke snerp wat hulle dan nou in hierdie ding kwytraak. Want ek en jy, as trotse Afrikaners, as trotse boermense, ons boerevolkmense, wil nie geassosieer word met 'n groepering soos hierdie 44 nie. Hulle pas nie by ons in nie. Hulle dink nie soos ons nie, hulle redeneer nie soos ons nie, en hulle eis nou vir hulle self 'n identiteit toe waaroor hulle nog nooit beheer gehad het nie en waaroor hulle nog nooit wou van deel wees nie. En nou om die regering tevrede hou, nou is hulle skielik weer bereid om Afrikaners genoem te word. Ek dink egter nie dit gaan veel verskil in Amerika maak nie. Ek dink Amerika weet presies wat aan die gang is hier in Suid-Afrika en ek weet nie of hierdie PR-stand gaan werk nie. Ek glo nie so nie. Vrydenker op X het onder andere geskryf daaroor dat dis definitief 'n PR-stand wat hier getrek word deur hierdie groepering vir die ANC-geleide regering van nasionale eenheid. So dit gebeur daar, dit is aan die gang en al wat ons op hierdie stadium op moet fokus is om 'n stemme harder te maak, dat die regte Afrikaner opstaan, dat die regte stemme begin voortgaan om uit te gaan buiteland toe. En ja, in so 'n geval, as hierdie 44 dan mag praat, hoekom mag 'n organisasie so Solidariteit en AfriForum wat definitief baie groter ondersteuning as hierdie 44 het, hoekom is hulle dan nou kwansyns verkeerd? Is hierdie mense in voeling met wat in ons land aangaan, of is hulle doelbewus ter ondersteuning van die ANC se uitgangspunte rondom BEE, dan onteiening sonder vergoeding en al daardie goed wat plaasvind? En ek dink hulle is inderdaad
aan die ANC se kant wat dit aanbetref. Daarom ook het ek nou die aand gepraat van die ANC Afrikaners. Gee vir hulle 'n naam, die ANC Afrikaners, hierdie liberale groepering van Piet Kroukamp en Max de Pre, Karel Neus. Al daardie ongewenste elemente wat net prominensie gekry het as gevolg van die liberaliteit van 'n regering sedert 1994. Toe hierdie ouens skielik as meningspeilers na vore gekom het, meningsskeppers na vore getree het, in die koerante geskryf, oral geskryf, en die mense wat werklik die kennis het stelselmatig van ons hoofstroom media af verdwyn. So ja, dit is maar net nog 'n sage in hierdie storie. Ek sê julle op hoogte hou wat daar omtrent gebeur, indien daar veel meer van gaan kom. Die feit van die saak is, ons weet nou dat hierdie was 'n PR-stand vir die regering van nasionale eenheid, wat weer eens dan die DA ook in die middel daarvan plaas, deel van die ANC, teen ons konservatiewe behoudende boere Afrikaners. So ja, geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek is dan môreoggend, selfde tyd, weer terug by julle. Mooi loop, lekker